Vanoggend wil ek begin praat oor ons hart, en ek weet ek het op baie gepraat oor hierdie, maar ek wil hê jy moet bietjie net shift van dit wat jou geleer was, dit wat jy weet, net vir hom ek alles net een kant sit. Want daar het 'n probleem opgeduik, en dit is, ons lewe in 'n era meer as dit van ooit van tevore. Die Bybel praat van in die laaste dae sal die kennis vermeerder. Het julle geweet daar so skrif? Wat kan jy nie weet nie met AI en Google nie? Jy kan alles weet. Ons is slimmer as ooit van tevore, maar ons doen minder as ooit van tevore. Ek weet hoe om ons Vader te bid, en ek weet hoe om dit uit te lê, maar tog bid ek ons Vader nie genoeg nie. Ek weet hoe om die skrif te verduidelik. Ek kan met jou stry op 1000 punte in die Bybel, want ek weet dalk meer as jy. Maar ek doen amper niks nie. Volgende wil ons dit waar die shift wat my hart kom, en terwyl ek sê my vrou vanoggend nog, ek sê van Here weet ek sit met 3 preke, ek weet nie, I don't know, en toe kry ek die 4de een volgend. En Here praat met my oor hierdie ding, en hy begin met my praat, en hy vat my terug na Jesaja toe, en ons gaan nou daarby stop, maar eers kom ek by hierdie gedeelte, en hy vat my terug na Genesis toe, en hy sê vir my, Genesis het begin, en dit het net vermeerder, en dis hoekom mense verder van my weg is as ooit van tevore. Want dit gaan nie oor meer, die ding is, die Here verduidelik vir ons, en hy verduidelik die Genesis, sê vir hulle, hy maak dit so duidelik, hy sê vir hulle, in Genesis 2, en jy hoef nie op die bord te sit, en ek gaan die ander kan nie opsit. Hy sê, as jy kan so lang Matteus 13 van vers 1 af opsit, as jy wil, dit kan jy doen, maar ek gaan so lang hierdie vir julle lees. Hier is in Genesis 2, van vers 15, hy sê, toe het God, die Here God, die mens geneem en hom in die tuin van ingestel, om het te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens beveel, dit was 'n bevel gewees, 'n duidelike bevel gewees, gegee gesê, van al die bome van die tuin mag jy vrylik eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die vandag, as jy daarvan sal eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, daar is 'n baie dieper preek in hierdie ding, wat ek nie vandag gaan preek nie. Maar wat ek wel wil hê, jy moet vandag snap, is dat, hy praat van kennis van goed en kwaad. Hoekom het hy nie 2 bome gemaak nie? Hoekom het hy nie 'n boom gemaak van goed, en 'n boom van slegte kennis nie? Inteendeel, as jy kyk na die vertaling, praat hy van eintlik die boom van alle kennis, dis eintlik wat hy van praat, en hy verduidelik net so deur om ons te sê, die boom van goeie kennis en slegte kennis. Want die ding is, wat ons doen vandag is, ons jaag kennis na, in plaas van die wil van God. Ons jaag kennis na. As ek net meer as jy weet, dan lyk ek beter as jy, en as ek beter as jy lyk, dan is ek on top of the food chain. En dis die probleem waar ons onsself vind. En ek weet meer as ooit van tevore, maar my lewe maak nie die impak wat God wil hê hy moet maak nie. Ek verander nie lewens deur my dade nie, maar ek kan vir jou sê wat om te doen met jou huwelik, want ek dra die kennis. Maar my eie huwelik ly skade. Maak dit sin? Ek kan vir jou al die raad gee, maar self kan ek dit nie toepas nie, want ek dra kennis, maar dieselfde kennis is dit wat my doodmaak. Die Here maak dit baie duidelik dan verder in daai gedeelte. As jy maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die rede hoekom die kerk is waar hy is omdat kennis belangriker geword het as God.
En niks teen AI nie. Asseblief, ek is nie 'n ou wat sê jy gaan 'n horing groei hier met jou kop uit as jy AI gebruik nie. Ek is nie daai ou nie, maar wat ek vir jou sê, dis 'n reuse gevaar vir ons, want dit leer ons om op te hou dink. Jy hoef nie meer te dink nie. Jy hoef niks meer uit te werk nie, hy werk alles vir jou uit. En is great as jy wil produktief wees in die begin, en naderhand is jy net afhanklik, want jy kan nie sonder dit nie. Die realiteit wat dit is vandag, en ek is nie 'n preek teen AI nie, dis nie wat ek doen vandag nie. Wat ek weer probeer verduidelik is dat kennis, al is dit Bybelse kennis, as ek dit het en ek dra dit, en dit is nie 'n vrug vir my wat my voed nie, en dit word op 'n plek waar dit verwoesting saai. Laat ons net op 'n plek kom van kennis, en 'n plek kom waar ons weet wat God se wil is vir my en jou lewe. Want ek dink daai is so belangrik dat ons dit verstaan. Soos ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sê, okay, Here, wat is die plan en wat is die doel? Soos hier is vir ons so belangrik dat ons op 'n plek kom waar ons God se hart verstaan en God se hart leer ken. Amen, maak dit sin? So hier is my so belangrik dat ons net besef dit wat die Here wil doen. En nou gaan ek van hier af uit om te verstaan dat kennis kan vir jou na so 'n donker plek lei. En ons verduidelik dit, ons sien dit deur die wet. Okay? Die wet is 'n kennis van God, wat God van ons wil hê, maar duidelik sê hy in die Nuwe Testament dat die wet ons nie heilig maak nie. Hy sê die wet kan jou nie heilig maak nie. Soos deur om die 10 gebooie te ken, kan jou nie heilig maak nie. Is julle by? Die wet kan jou nie heilig maak nie. Soos hoe kom ons dan daaruit? Is deur om die boom van die lewe te eet. En ek gaan nou nie heeltemal hele Genesis teaching doen, want hy praat van die boom van lewe. Hy sê nader vir hulle, as jy meer van die boom van lewe geëet het, maar hy's bang, jy eet van kennis en lewe. En hy verduidelik vir ons, dan sal julle vir ewig sterwe. As ons dink dat ons kennis die antwoord vir ewig is, het ons 'n groot probleem. Maak dit sin? Okay. Dus kom ons gaan terug na die woord toe. Hoekom ek vandag verduidelik? So ek wou ook as 'n intro gee, ek wil jy moet verstaan, is dat dan gaan we sê, maar die Here sê sy volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Kennis van die woord van God, nie die kennis van die wêreld en sy dinge nie. Jy moet dit verstaan. Die Here, as die Here daar praat hy kennis, hy praat kennis van hom en die woord van God. Hy praat definitief nie die kennis van die wêreld nie. Want die ding is, ek kan intelligent wees en nog steeds ongoddelik wees. Ek kan alles ken in die Bybel, ek kan die hele Bybel vir jou uit eenheid sit. Ek kan die Bybel 300,000 keer gelees het. En nog steeds niks doen wat in die Bybel staan nie. Ek hoor hoeveel Christene sê my, ek soek dieper goed met God. Ek soek dieper pad met God, maar jy kan nie jou naaste lief hê nie. Jy kan nie iemand disipuleer nie, maar jy soek dieper goed. Ons kan nie eens die vlak goed doen nie, maar ons wil dieper goed doen. Weet jy hoekom? Want ons soek kennis eerder as lewe. Maak dit sin vandag? En dit change ons huwelik, dit change alles. Hoeveel stryery gebeur in 'n huwelik as waarvan ek is reg, nie jy is reg, ek is reg, nie jy is reg. Soos ons hou 'n kennisstoei geveg en hoop iemand wen. Weet jy wat het gebeur? Ek dink ek het die storie al vertel en ek is jammer dat ouers dit altyd kry. Maar dit het gebeur met my en hom en op 'n tyd sê vir my, hy sê, Dad, ek kan nie met jou praat nie. Want al wat jy doen is, jy wys my net waar ek altyd verkeerd is. Soos ek wen die stoei geveg, maar ek verloor my kind. Want weet jy wat, kennis het belangriker geword as God se woord. Die Here sê, jy wat minder is, sal meer wees. Nie jy wat meer is, sal meer word nie. Die Here sê, die wat laaste is, sal eerste word. Sy koninkryk werk nie soos hierdie wêreld nie. Dit werk nie soos die wêreld nie. En sodra jy begin daai tipe leier is, verander jy mense vir ewig. Want die impak wat jy maak, ek het nog nooit in my lewe by graf gestaan waar almal geonderdruk het, want hy wou net die eyster gewees het nie. En almal sê, yes man, hierdie was 'n amazing mens. Wow, hy het ons almal onderdruk. Hy het dit net gegaan oor hom.
Hy het net alles, het al die besittings in sy lewe gemaak. Yeah man, hierdie ou is 'n machine. Almal soos, hierdie ou was terrible. Hy is almal ingedoen het, wie hy kon indoen. Dat alles het gegaan oor hom, hy is mense onderdruk het, as die mense van die pad afgevee het, net gegaan oor hom. Ek was al eendag by so 'n begrafnis gewees. Daar was net 2 mense by die ou se begrafnis. En daar was 2 seuns en hulle het gefight wie gaan die begrafnis betaal, want nie een van die 2 wou betaal het nie. Daar was nie genoeg mense om die graf te dra, die kus te dra nie. Daar was nie genoeg mense om die kus te dra nie. Want almal soos net, dis al wat hierdie ou net gegaan oor hom. En mense sê, ons wil niks te doen hê met hierdie mens nie. Want die ding is, jy kan reg wees, you still gonna miss it. Maak het sin wat ek vir jou sê? En ek moet vir sê, ek het in 'n huis groot geword, wat reg is reg, en verkeerd is verkeerd, en verstaan jy, en ons het hierdie skeiding gemaak, en reg is reg, en verkeerd is verkeerd, moet ek verstaan nie, maar ons moet verstaan, die woord is reg, nie my opinie is reg nie. Soos die Here sê, om liefdevol te wees is belangriker as om te haat. Die Here leer ons om ons vyande lief te hê is belangriker as om kwaad te wees vir hulle. Dis die kennis wat ons dra, nie die kennis wat ons dink wat reg is nie. O ja, maar reg is reg, hulle moet maar kom verskoning vra. Die Here sê, as jy weet jou broer het iets teenoor jou, gaan na hom toe en maak reg. Die Here sê nie wag vir hom om verskoning te kom vra, en dan as hy diep, as jy kan sien in sy hart, hy het rarig het bedoel. Hy moet dit rarig bedoel, nee? Want hy ons sê dit net, hierdie ou moet dit rarig bedoel. En as hy dan nou rarig bedoel, dan kan 'n mens na die volgende stap vat. Dis nie wat die Bybel sê nie. Maak dit sin? Dis nie die Bybel sê nie. Wat kan ek nou sê? Hoor gou-gou. Hoeveel sonde het jy al gedoen? En hoeveel keer het jy dit rarig bedoel dat jy jammer is? En God het gesê, ek sal vir jou gracious wees. Stop dit net, ek het 'n beter lewe vir jou. Hou op kennis dra, eet van die boom van lewe. Maak dit sin vandag? Soos dit is, daai is net die intro. So ek hoop ek gaan nou vandag genoeg tyd om dit aan, raak 'n bietjie lank gewees. Okay. So ek gaan draai die vinnig deur. Miskien moet ek dalk net, ja, kom ons lees maar gou vinnig hierdie stuk. So ons gaan nog heel wat lees. So ek gaan met kort praat want ons gaan baie lees. Okay, so hier gaan ons. Matteus 4 vers 1. Hy sê dieselfde dag, jy kan so lank op die bord wys en dan net aangaan sodat ek gaan aanhou lees daar. Hy sê dieselfde dag het Jesus van sy huis afgegaan en by die see gaan sit. En 'n groot menigte het hom saamgedrom dat hy in die skei geklim het en daarin gesit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê. Soos hier verduidelik hy, en hy verduidelik, en wat vir interessant is hier is, hy verduidelik dat Jesus klomp teachings geteach het, maar hierdie een teaching moet ons nie mis nie. Maak dit sin as ek dit sê, kan julle ook tot die gevolgtrekking kom wat ek nou sê, okay? So hy sê hulle het baie dinge vertel, maar onder andere het hy hierdie gesê, en hy sê, hierdie is 'n ding wat ons nie moet mis nie. En ek glo dis die ding wat die kerk die meeste mis, wat ons die meeste mis, is dit, okay? Soos ek dink, hier is 'n baie belangrike teaching vir ons ook. Soos hy kom by hierdie gedeelte, hy sê, 'n saaier het eendag gaan saai, en met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval. Hy sê, en die voëls het gekom en dit opgepik. So hy sê op 'n plek, wat het die saad gedoen? Die saad het op waar geval? Op die pad, en die voëls het dit opgepik. En dan sy ander deel van dit het op die klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie, maar daar was bietjie grond. En dit het gou opgekom, omdat die grond nie, wat was nie, diep was nie. Daar was nie diepte in die grond nie. Daar was nie diepte in die grond nie. Hy sê, daar was nie baie grond nie. Hy sê, en dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie, en dit het verdroog. 'n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom, en dit laat verstik. En die ander saad
het in goeie grond geval en die oes gelewer. Party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. So hy gee vir ons 4 verskillende omstandighede. Hy praat van 'n pad waar dit val en die voëls kom pik dit op. Dan vertel hy vir ons 'n volgende geval. Dan deel hy met ons 'n gedeelte en hy sê, luister, dit val, daar's bietjie grond en dit kom op, maar daar's nie diepte op hierdie grond nie. Die ander keer verduidelik vir ons, daar's eintlik goeie grond. Daar's goeie grond, maar tussen hierdie goeie grond is daar onkruid. En hierdie onkruid versmoor dit. En dan verduidelik hy 4de plek vir ons en hy sê, dis goeie grond, hier groei dit. Nou vandag wil ek jou vra, as jy net vir 'n oomblik kan dink, watter een van daai persone is jy? As ons kerk toe kom, as ons woord lees, as ons 'n preek luister, gaan dit regtig oor net van, want baie keer as mense sê, "Jesus, ek hou net van daai preke." En moet ek verstaan, ons mag van die woord hou, dis nie anders, maar as ek net begin soek wat ek van hou, gaan ek net 'n groei wat vir my lekker is. En dis soos vir iemand te sê, luister, al wat jy hoef te eet is nagereg, dit gaan vir jou gesond wees. It's not gonna be. Dit gaan vir ons bad wees. Dis nie 'n goeie idee nie, dis nie 'n goeie konsep nie. So hier kom ons op hierdie gedeelte en ons kom agter dan verder, lees hy dan. En dan gaan dan verder van vers 18 af lees. Ek sal graag die ander wil lees. Asseblief gaan lees die ander by die huis. Ek dink dit is so belangrik dat jy verder gaan lees. Daai hele hoofstuk gaan lees. Soos is in Matteus 13, jy kan die hele hoofstuk gaan lees, maar ek gaan dan weer van vers 18 af lees. Dan verduidelik hy vir ons die uitleg van hierdie preek, soos die Here gee uiteindelik in die woord. Hy sê, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. Beteken, die bose kom by elkeen wat die woord van God van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. So baie keer in ons lewe verstaan ons dit nie, en ons is te trots om te vra, verduidelik dit vir my. Dis hoekom gemeenskapgroepe so belangrik is. So ek sê, ja, maar ek verstaan dit nie. Okay, kom jy by 'n gemeenskapsgroep uit. Vra jy mense asseblief help my, ek het sonder daai preek, ek verstaan regtig nie wat dit bedoel daarmee. Kom ons by 'n plek uit waar ons sê, ek moet verstaan dit wat geestelik is. Bid jy oor daai woord. Here, maak daai woord vir my oop, verduidelik my wat dit is. Want as jy daar is jy op 'n ander plek geestelik. En nou kan God met jou werk. Maar die ding is, as ons val in die plek van net nog 'n bietjie kennis, ek het daai preek gehoor, buite dat daar trotsheid is diep in daai ding gesetel, en ek het al baie met julle gepraat oor my eie journey van trotsheid en waar ek struggle met hierdie goed, is dat dit bring ons op 'n plek waar ons dink ons weet beter, in plaas van ons hoor wat God wil sê. Amen, maak dit sin? So by. So hy verduidelik hierdie vir ons, hy sê, luister dan na die gelykenis van die saaier, wat beteken, as die bose kom by elkeen, soos by sekere mense, wat sê hy, by? Okay, julle weet wat die woord in Hebreëus beteken vir elkeen. Dis elkeen. As hy, okay, soos is hy, hier gaan ons, okay, soos die volgende, dis by elkeen, dis by almal. Soos jy moet verstaan, hy gaan dit by almal doen. Hy kom nie net vir sekere mense nie. Soos die woord wat jy vandag gehoor het, die vyand gaan jou attack om hy woord by jou te steel. Of dit is of iemand voor jou inry, en of dit jou man is wat 'n aanmerking maak wat jy nie van hou nie, of jou vrou iets doen wat jy nie van hou nie, of jou kinders iets simpel aanvang. Hy gaan iets doen om die saad te kom steel. Wat die Here nou net geplant het. Want dis wat hy doen, hy verduidelik ons. En dis hoekom die kerk die groei sodat hy groei nie, want in plaas dat hy die saad vasvang en water gooi sodat dit groei, is van, okay, nou geval waar hy wil, kom ons kyk maar. Dis nie hoe dit werk nie. Imagine dit. Hy los hy blompot, is soos, okay, ek het al paar sulke plante geplant, ek is nogal goed met dit, waar ek hulle plant, en dan lyk hy so, en dan ding verdroog, en hy gaan dood. En dan oor die algemeen is jy, ja, ons moes water gegee het, en seker gemaak het, dit moes gebeur het, en dit moes gebeur het. En van die plante was regtig beautiful. Dag toe ek hulle sien, is soos gorgeous, is hierdie mooiste plant, ek soos, wow, kan nie wag nie. Soos baie keer as sê mense, ek het 'n delicious monster in my huis, wat amper in jou gesig is, as jy in my sitkamer sit, soos hierdie, en almal soos, jy moet hierdie ding net uitplant, daai is soos een van die enigste plante wat hou in my huis. Ek kan nie ding uitplant nie, dan verloor ek dit wat ek nog het.
Ek wil ook 'n voel of ek groen vingers het. Okay? Al lyk 'n bietjie woes. Die realiteit is dis wat jy moet besef is dat daai dinge word gekultiveer, hy kry water en hy word na gekyk, maar as ons nie kyk nie na die plante wat ek kyk hier, en elke plant het ander sorg nodig, net so het ons ander sorg nodig. Maar ek belowe jy het sorg nodig, soos as jy dink jy kan dit doen buite kerk, dan probeer jy eintlik sê kan dit doen buite sorg. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Ons het mekaar nodig. Ek het mense om my nodig. Ek het 'n vriend wat elke keer as hy my sien, vra my een vraag. Rudy, doen jy nog kerk uit Jesus uit of doen jy dit uit jouself uit? Hy vra my elke keer dieselfde vraag. En die rede daarvoor is wat ek wil nooit in 'n plek val wat 'n kerk doen uit myself uit nie. En al onthou daai vriend my vir die res van my lewe net dit. Help my om in lyn te hou dat hy cultivate die grond sodat die grond reg bly. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Ons het sulke vriende nodig. Vriende wat ons kan help, nie net ons vertel oulik ons is nie. Daai vriende beteken vir jou niks. Hoor wat ek jou sê. Hulle beteken vir jou niks. Vriende wat jou net vertel great jy is, dit beteken nie vir jou iets nie. Ek hoor vriende wat saam met jou die goeie tyd deel, maar ook vir jou die tye wanneer dit rof gaan daar's, en dan tye wat hulle vir jou sê, jy's my vriend, ek dink jy mis dit vandag. Jy mis dit vandag. Dit is so belangrik. Soos hy kom hy verder, hy sê, hy verduidelik dit elke keer, ek gaan het vinniger lees, hy sê, dit is hy by wie hy op daardie pad gesaai het, die man weer, by wie daar op die klipbank gestel, so hy verduidelik, die eerste ou, is dit wat hy geval het op die pad, is die ou wat nie dit verstaan nie, maak het sin? Verstaan die woord nie, wie se skuld is dit? Ons sin, meen dit omdat jy intelligent genoeg is nie, nee, dat is baie goed wat ek ook nie verstaan het nie, okay? Ons nog steeds goed in die Bybel wat die Here reveal aan ons, nie die oorspronklike, daar is goed wat ek al gehoor het. Kijk, kan net nie nou nog gaan, ek so tempted om daar seker goed te beweeg, maar onder andere, ek kan net noem, ek gaan nie verduidelik as jy inspanning wacht tot ek enige oor praat, maar die onder andere die ding wat mense sê, as jy maar koud was of warm was, maar nou dat jy lauw is, spoeg ek jou uit. Daai konsep is ek het die verkeerdste preek in my lewe gehoor, tot ek die dag ontdek het wat het eintlik beteken. Want almal, ja, ek gaan nie nog gaan, maar dis waar die konsep is. Soos baie keer in ons lewe is dan, en al verstaan nie oor waar het werklik gaan, soos, okay, nou verstaan ek. Nou maak het sin. Verstaan, dis wat die Here bedoel het daarby. En die realiteit is, dis okay. Soos ons almal het mense nodig om ons te help, en weer terug te gaan na die woord toe, en God te soek. Niemand van ons weet alles nie. Niemand van ons nie. Ek gee nie om of jy 'n doktersgraad het, ek gee nie om hoe ver jy geswat het nie. Inteendeel, as jy dink jy's beter as ander, mis jy God se woord. Punt. Ons moet baie versigtig wees, want ons die hummelnis staan nie. Ons die hummelnis staan nie. Maak het sin? As die volgende gedeelte, kom hy by hierdie gedeelte, want jy kan nie dink jy's great, dan weet jy jouself teen Jesus, en kom jy agter jy's nie so great nie. Daar is altyd 'n lekker maatstaf. As die volgende ene gaan hy sê, dan sê die man wat weer by die klipbank gesaai het, hy is die wat die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem. Soos jy's bly van, my maat vanoggend se woord, die Here het beweeg in daai kerk, my maat, hy worship, dit het beweeg, en dit het beweeg vanoggend, well done, Here. Dit was 'n good oggend gewees vir die worship. En weet jy wat, yes, die het beweeg, en die dinge het gebeur, okay, en as jy uitstap, wat dan? Kan jy nog sê, Woensdag draai nog steeds dieselfde woord, Donderdag draai dieselfde woord, dis een ding van Herman, wat ek altyd so waardeer het, haar dad, Herman is ou wat altyd, hy sal 'n ding eet en kou, hy vat baie keer 3 weke op een woord, en hy sit dit op daai woord, maar ek glo in my hart, na 3 weke, is hy ergens in sy hart vasgemaak, ergens in sy hart het dit 'n fondasie gekry, dis nie net, en ek het dit gehoor, en ek het dit vergeet nie, ek het dit deur gebid, wanneer bid jy op 'n Maandag, Here help my met die woord van Sondag, bid jy op 'n Dinsdag, Here help my met die woord van Sondag, bid jy op 'n Woensdag, help my met die woord van, want as jy dit begin doen, gaan jy jouself meer in 'n plek plaas, dat die woord gecultivate kan word, en as saad grondvat. Maak dit sin vandag? So hy maak dit baie duidelik vir ons, dat die volgende een is die een wat het met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, hy laat nie toe, dis nie diep genoeg, dat het wortel skiet nie. Maar hy hou
nie lank uit nie. Die volgende gedeelte, as hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou vervalle. En dis baie keer gebeur, hy verduidelik vir ons wanneer dit gebeur. Hy sê, dat al tyd is wat, wanneer die dinge rof raak, dan gee ons moed op. Ons hou God se woord, en dis hoekom ek graag gehad het, soos hy dit buite share nog, dis eintlik so 'n lyn wat die Here met my deel. Toe sê ek, asseblief kom deel dit, want is presies daai, is van, as jy nie 'n testimony sien nie, as God nie die persoon genees soos jy wil sien om nou genees op hierdie aarde nie, bly God goed of is God minder goed? As dit finansiëel op 'n terrible plek is God nog steeds in beheer. As jou huwelik op 'n plek is waar jy voel, Here, ek weet nie lekker hoe gaan ons hierdie pad vorentoe vat nie, dis vir ons moeilik, Here, ek weet nie, bly God goed of is dit van, tot hier toe en nie verder. En wanneer ons dit besef, dan kan ons vertroue in hom. Maar dit gebeur om seker te maak, dat die saad waar hy ingesaai het, is goeie grond. Nie die grond van 'n plek, van waar dit in die bank gesaai word, of 'n plek tussen onkruid nie. Maak dit sin vandag? En dan gaan hy verder, en ek gaan net vandag hiermee deel, en dan hiermee wil ek afsluit. Hy sê, en dan gaan ek gaan direk skip na, en dan is vers 22, hy sê, maar, by wie daar tussen die onkruid gesaai is die wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe, hoor baie mooi wat sê hy verduidelik daai tyd, al mense wat gaan op 'n plek wees, waar bekommernisse en situasies, dis daai tyd, dis nog voor stede gebou was, en stadslewe, en jaag, en oortyd werk, en probeer families happy hou, en voor daai tyd, hy sê toe al, hier is wat gaan gebeur, verduidelik vir ons, hy sê, hoor wat sê hy, en so dat hy sê, man, by wie daar tussen die onkruid gesaai is, hy is wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe, en die verleidelikheid van rykdom, en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. En dan sê hy, die man, en dis wie ons wil wees, hy mense wat so langs sê, hierdie is wie ek wil wees. Okay, sê weer so langs, okay, ek lyk net van julle wil daar wees. Okay, streg julle ander hoef nie. Ek sê dit. Dis sê so langs, luister hier. Dis die persoon wie jy wil wees. Okay? Dis wie ons wil wees. Ons wil hierdie persoon wees. Die persoon wat op die goeie grond saai. Want dis die probleem van die kerk. Jy kan die grootste preke hoor, as jy dit nie gaan cultivate, jy gaan God nie doen wat hy moet doen nie. Daar's kere wat die Here my hart besny, en dan net omdat ek die cultivate nie, dan raak dit so kouer, voordat jy jouself kry, ek vergeet daarvan. Maak dit sin vandag? Soos hier kom hy, hier gaan hy. Die man by wie hy daar op die goeie grond saai, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. So ons moet die woord wat doen? Om 'n goeie grond te wees. Ons moet die woord hoor. Okay? Soos as ek nie woord lees nie, en ek kom nie kerk toe nie, gaan ek 'n goeie grond wees. Nee, jy kan nie, want dan hoor jy nie die mense is nou baie stil. Okay? Julle is hier, hoor, julle kom kerk toe, julle behoort daarvan nie, beter kant te wees, okay? Soos ek die woord hoor, as ek hom lees, en ek hoor die woord, en ek luister na voltaalse preke, en ek's deel van dit wat God in my hart wil doen, dan is ek al klaar, ek hoor die woord, dan die volgende en wat sê hy? Vir ons, hy verduidelik vir ons, wat is die volgende kant? Hy sê, en dit verstaan. So as ek dit nie verstaan nie, het ek nodig, en ons gaan binnekort baie naby aan dit stap, in 'n disipelskap vorm stap, waar iemand my help, om die woord te verstaan, as ek dit nie verstaan nie. Ek moet kan sê, Jesus, weet jy wat, ja, man, nou het jy, my weird, jy praat hier, en dan praat jy van grond, hier val, en daar val, en ek val tussendeur, maar ek verstaan nie wat jy sê nie. Okay? Jy moet kan wees, en sê, verduidelik hierdie vir my, niemand moet jou kan sit en chat. Maak dit sin? Dis wat ons moet nodig moet. Hy sê, en verstaan. So ons moet dit hoor, en ons moet dit verstaan. En dan gaan hy verder aan. Hy sê, hy dra inderdaad vrug
en lewer 'n oes, somme 100voudig, 60voudig en 30voudig. Ek wil vandag vra, as 'n land 'n oes lewer, vir wie is daai oes? Het jy ooit 'n land gesien sy eie oes opeet? Nee. Ons dra oes sodat die wêreld kan eet van ons af. Ons dra oes omdat die wêreld 'n honger het en ons het die antwoord. En sy naam is Jesus. Ons is 'n antwoord vir 'n stikkende gebroke wêreld. Nie omdat ek kennis dra nie, omdat ek lewe het. Gaan nie oor wat ek weet nie, gaan oor wat ek doen. Ons moet die oes dra, ons moet nie net die kennis dra nie. Ons kan nie net hoor en verstaan en dink jy's goeie grond nie. Jy moet die oes dra. En 'n oes kom nie op. Jy kan 'n boer vra. 'n Oes kom nie op as jy hom net plant nie. Jy het water nodig. Jy het water nodig. Jy het son nodig. Mag God ons help dat dit wat die Here in ons plant, dat ons sal son gee en water gee, sodat ons 'n kerk sal wees wat vrug dra, wat by ons bekering pas. Maak dit sin volgend? Ek dink vandag is dalk nie uitstap en soos, hierdie was 'n revelation uit die hemel gewees nie. Maar ek beloof dit vir jou, as jy hierdie doen, sal dit jou lewe verander vir ewig. Dan was vandag jou beste preek wat jy ooit gehoor het. Nie oor wat Rudy gesê het nie, oor dit wat ek toelaat dat God begin doen in my lewe. Maak dit sin vandag? Hierdie kan die enkel beste preek van jou lewe wees. As jy ophou dink jy weet beter. Mense, ek val self partykeer in daai struik. Dan maak mense foute, dan wil ek dit korrigeer, of hulle praat, of hulle preek iets, dan wil ek dit korrigeer, of hulle, wow man, ons is nie iemand se type corrector, of wat spelchecker nie, ons is nie. Niemand het jou aangestel om iemand se spelchecker te wees nie. Dis nie waarvoor die Here ons geroep het nie. Ons kinders wys ons die rigting van die lewe. Maar ons is daar mense te help na die Here toe. Jy wil hê hulle moet die Here aanvaar, maar hulle hoor nie die woord nie. Hulle verstaan nie die woord nie. Watse vriende moet jy sorg dat jy saam met hulle op Bybelstudie doen, of kerk toe nooi, of 'n pad saam met hulle stap, dat hulle die woord kan hoor, maar jy wil hulle moet verander, maar jy laat nie toe dat die woord hoor, of probeer ten minste, en sê, Here, maak hierdie grond, dat ons die mense kan inbring in die koninkryk in nie. Maar ons wil hulle moet verander. Laat ons toe dat hulle die woord verstaan, praat ons daaroor, gesels ons oor die woord by ons huis. Gesels ons daaroor, of bly ons maar stil daaroor. En dan die laaste is, laat ons toe dat daai woord, nie net iets is wat ons verstaan nie, maar dat ons dit die heeltyd bemes en seker maak dat alles reg is, sodat ons die oes sal sien wat God ons geroep het. En onthou, die oes is nooit vir ons nie. Maar ek moet vir jou sê, al eet ek nie altyd van die mooiste landerye se mielies nie. Kan ek jou beloof, dit is darm maar mooi, jong. As jy so ry, val ons dit so daar, even koring, as jy koring so sien, toe ons gery het daar, waar ons bly Melanie, by, begin met 'n S? Swellendam. Pad Swellendam toe. Joh, en jy sien daai koring lande so. My ma, daar's min so mooi soos dit, hè. Daar's darm maar skoonheid wat woorde nie kan beskryf nie, as jy daai lande so sien. Ek eet dalk nie van daai koring nie. Maar ek beloof jou, daar's iets mooi in as jy oes dra wat goddelik is. Daar's iets omtrent jou wat anders te lyk as die wêreld. Mag ons die oes dra, dat die wêreld sal sien wie ons is. Maar jy moet ontslaa raak van jou opinie. As die Here dit sê, is dit hoe dit is. Maak dit sin? Laaste ding wat ek wil korrigeer, want ek moet dit korrigeer. Here, help ons met dit. Ek kyk so rukkie terug 'n video van 'n persoon wat nie teologies, ek sal nooit mense aanbeveel om sulke goed te kyk nie, want jy kan maklik gemislei word, okay?
Maar ek kyk 'n video van 'n ou wat nie teologies presies in lyn is, wat hy sê karismaties nie, hy glo nie regtig in die Heilige Gees werking soos wat ons glo nie. Teenoor hy glo dit was 'n dispensasie wat verby is. Maar in elk geval, lang storie kort, sê hy iets, hy sê, weet jy wat glo ek is die probleem, waar my grootste probleem is met die karismatiese kerk. En dit was vir my ook 'n massive concern toe hy dit noem. Hy sê vir my, en hy sê hierdie ding en ek dog, Here, ek duidelik het dit posgevat in my hart. Hy sê die probleem met die karismatiese kerk is dat hoe mense voel wat God sê, het belangriker geword as wat die Bybel sê. En ek dog, Here, help vir ons. Want die Here sal iets duidelik sê in die Bybel sê, maar ek het gevoel, die Here het met my gepraat, en die Here het hierdie vir my gesê. Dan dink ek, my vriend, is presies die teenoorgestel wat God se woord sê. Maar ek het dit gevoel. Soos nou is jou gevoel belangriker, en dis nou God. En die woord is none and void. En toe hy dit sê, toe nog, Here, help ons, dat ons 'n kerk sal wees, wat altyd sal meet in God se woord. As dit nie lyk soos Jesus nie, mis ons dit. Al is dit hoe klein en hoe groot, onthou ons mis dit. Maak dit sin? As dit nie lyk soos Jesus nie, dan moet jy missing dit. As jy nie Jesus dit sal sien doen nie, moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Because we want to be like him. Amen.